Ons sonde is vrygespreek. Die Heilige Gees word op ons uitgestort. Ons is skoon gewas, ons word skoon gebrand deur sy heiligheid. En nou gaan ons uit en ons wees getuies. Blaai vir my asseblief na Handelinge 1, Handelinge hoofstuk 1. Dankie. Dankie Marlies. Handelinge 1. En soos julle kan sien, ons is nie in Romeine nie. Ek het julle laasweek gesê dat ons vandag in Handelinge 1 gaan wees vir Pinkster. Alhoewel die van julle wat weet wat die kalender is, Pinkster is eers volgende Sondag. Hierdie donderdag wat verby was Hemelvaart. En ek het vir julle gesê laasweek dat ons vandag se boodskap beide Hemelvaart en Pinkster gaan wees. Want volgende week is ek in Mansfield, vir die van julle wat daar toe wil ry, julle kan daar toe ry as julle wil. Die diens sal in Engels wees in Touty volgende week. Maar ons lees vanmôre in Handeling 1 vanaf vers 6 tot en met vers 11. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Net tot daar. Vader, ek bid dat U hierdie woord vanmôre tot ons harte sal seën. Here, dat dit sal vrug dra. Dat ons sal besef vanmôre wanneer ons hier gaan en wanneer ons deur hierdie skrif werk, wat die koninkryk, die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees vir ons behels. Here, dat ons hier sal uitgaan werklik soos hulle wat getuies is van Christus. Heilige Gees, dat U ons sal bekragtig, soos wat U hulle bekragtig het op daardie dag, 2000 jaar gelede. Here, bid ons vanmôre weer eens. Heilige Gees, dat U ons sal bekragtig. Here Jesus, dat U verheerlik sal word, dat U naam verkondig sal word, Here, deur ons woord en deur ons daad, en dat ons sal getuig van U, soos wat die skrif ook van U getuig. Amen. Amen. Nou, soos wat ek sê, ons het donderdag het ons Hemelvaart gevier. Sommige van ons was seker in 'n kerk iewers, van ons was by die huis. Verskeie mense vier Hemelvaart op verskeie tye. Ek dink ons is partykeer 'n bietjie teleurgesteld, want in 1994 tot en met 1994 was Hemelvaartdag nog 'n vakansiedag. Alhoewel dit seker verkeerd is om te sê vakansiedag, want dis tog nie 'n vakansiedag nie, dis 'n heilige dag. En dit was beskou as 'n dag wat ons almal as volk kerk toe gegaan het op 'n donderdagoggend. Ons het almal daar na die kerke toe gegaan en ons het Hemelvaart gevier. Ek was nog jonk daai tyd, so ek dink ek het regtig op donderdag gegaan nie, maar as land, as volk het ons Hemelvaart gevier op 'n donderdagoggend. En dit is so dat ons terugkyk na dit en sê, wat het geword van die Hemelvaart? Want nie net is die dag weggevat as 'n vakansiedag in die land nie. Kerke hou nie eens meer Hemelvaart nie. 'n Mens kan self sê, ons kerk het nie Hemelvaartdag gehad, donderdag nie. Alhoewel daar in Touty en Groot Kingsway Hemelvaart donderdag aand was. En 'n interessante ding wat ons moet besef vanmôre, is dat binne in al die groot dae wat ons in die kerk het, as ek nou kan sê die algemene dae, Kersdag, Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, Hemelvaart Donderdag en Pinkster Sondag. Dit is die groot 5. Die groot 5 dae in die Christen kalender.
sien ons in die skrif net een dag wat genoem word. Net een dag wat uitgesonder word in die tyd van die Nuwe Testament. Ons het natuurlik by die kerk baie ander dinge bygevoeg, Palmsondag, Aswoensdag, Witte Donderdag. Ek weet nie of julle almal daai dae ken nie, party van julle weet seker wat daai dae is. Jy hoef dit nie te ken nie. Aswoensdag is 40 dae voor Goeie Vrydag, waar almal so askruisie op hulle kop kry. Wat die palmtakke wat hulle laas jaar vir Palmsondag gebruik het, brand hulle hou die as, dan sit hulle die as op jou voorkop op die Woensdag 40 dae vir die volgende jaar. Dit is dinge wat bygevoeg is by die kalender baie jaar later. Ek dink Aswoensdag het ons eers omtrent die 8ste tot die 9de eeu wat hulle noem van Aswoensdag. Dieselfde met Witte Donderdag en daardie dae. En selfs Hemelvaart. Daar is nie regtig enige by die kerk in die eerste 3 eeue melding van Hemelvaartsdag wat afsonderlik gevier word nie. Hemelvaartdag was nie soos 'n afsonderlike gebeurtenis nie. Goeie Vrydag ken ons natuurlik. Ons ken die hele Paasnaweek, maar dis eintlik een viering, reg? Ons vier Paasnaweek van Goeie Vrydag tot Opstanding Sondag. Alhoewel dit 2 afsonderlike dae is dit tog een gebeurtenis, reg? Een werk. Christus wat gesterf het opgestaan. Die een kan nie sonder die ander wees nie. En so uit daai groot 5, wat is die enigste dag wat genoem word in die skrif? Pinkster. En nie net in Handelinge 2 nie. In Handelinge 20 skryf Lukas dat Paulus was haastig op pad, want hy wou in Jerusalem gewees het op Pinksterdag. Paulus skryf aan die Korintiërs in 1 Korintiërs 6 en hy sê, ek gaan by Efese bly tot Pinkster. Vir Paulus was daar een groot gebeurtenis binne in sy kalender, en dit is Pinkster. Hy wou in Jerusalem gewees het op Pinksterdag. Hy wou in Efese gebly het tot Pinkster. Daar is 'n dag wat vir hom uitgestaan het. Tog skryf hy in sy ander briewe en hy sê, geen dag is heiliger as 'n ander dag nie. Sommige mense heilig sekere dae en sommige mense heilig nie daardie dae nie, maar of jy dit heilig of nie heilig nie, solank jy God eer in jou hart. En so daar is nie regtig enige betekenis rondom om op daardie dag iets te vier nie. Maar tog in die skrif sien ons dat Pinkster nogal 'n groot ding is vir Paulus. Want hy sê nie ek wil in Jerusalem wees teen Hemelvaartdag nie. Hy sê ek wil in Jerusalem wees op Pinksterdag. En hier is hoekom dit baie belangrik is vir ons om te sien hoekom Pinksterdag uiteindelik die groot dag is vir Paulus. Want net soos wat Goeie Vrydag gelei het na Opstanding Sondag toe, en ek wil daar's 2 redes hoe dit met mekaar gekoppel word. Op Goeie Vrydag gaan Jesus weg na die graf toe. Op Opstanding Sondag kom hy terug. Reg? Pinkster, Jesus gaan weg op Hemelvaart na die hemele toe, en hy stuur die Heilige Gees op Pinkster wat na ons toe terugkeer. Met die belofte van dat hy gaan terugkeer net soos wat hy gegaan het. Dis wat die engele sê. Soos wat julle hom gesien gaan het, so gaan hy terugkom op die wolke. En so Pinksterdag is amper dieselfde relevantie soos wat Opstanding Sondag teenoor Goeie Vrydag is, staan Pinkster teenoor Hemelvaartdag. Die een is nie sonder die ander nie. Die hemelvaart lei na Pinkster toe. Pinkster word gevorm deur die hemelvaart. Dit is een gebeurtenis. Vir ons is dit moeilik, want dit is 10 dae wat hierdie 2 oomblikke skei van mekaar. Jesus is in die hemel opgevaar, 10 dae later het die Heilige Gees gekom. Ons kan nog met Goeie Vrydag en die Opstanding Sondag, dit is naby genoeg aan mekaar dat ons soort van half kan sê, ja, dit is dieselfde ding, maar 10 dae is bietjie lank. Maar nie in die Here se ekonomie nie. Nie wat die Here beplan nie. Sorry, Nelson, just go check what that guy wants there at the back, please. Pinkster Sondag volg op Hemelvaartdag. Dit is dieselfde oomblik, dit is die sentrale gebeurtenis van die kerk. En dit is hoekom ons vandag beide Hemelvaart en Pinkster vier op hierdie Sondag. Hy sou graag by julle wou gewees het volgende Sondag, dan sou ons dit ook gedoen het. Maar weet, dit gaan nie oor die dag nie, dit gaan oor die gebeurtenis.
en wat gebeur het. Wat het gebeur met Christus se hemelvaart en wat gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees? En ons moet verstaan dat daar 'n koneksie is tussen die hemelvaart en die Pinkster op nog 'n derde manier. Hemelvaart en Christus wat opgegaan na die hemel toe, word direk gekoppel aan sy verhoging en sy troonbestuiging as die koning wat regeer. Hy het opgevaar na die hemele, sê die skrif, en Petrus spreek dit in Handelinge 2, en hy het gaan sit aan die regterhand van God die Vader in heerlikheid. En direk in daardie selfde preek gaan Petrus verder en hy sê, hy het opgevaar na die hemele, gaan sit aan die regterhand van God die Vader waar hy heers en die belofte ontvang van die Heilige Gees en uitgestort het. Dis dieselfde oomblik. Hy het gegaan, hy het gaan sit op sy troon en die Gees uitgestort. Hy het gaan sit op sy troon en die Gees van belofte ontvang om uit te stort. Hulle word nie afsonderlik gesien nie. Dat Christus opgevaar het na die hemel is die direkte verwant aan wat hy gedoen het toe hy die Heilige Gees uitgestort het. Die twee kan nie van mekaar geskei word nie. Christus wat op die troon gaan sit het, begin die uitstorting van die Heilige Gees wat vandag nog plaasvind in ons harte en in ons lewens. En so ons moet daardie twee gebeurtenisse saam sien. Dit is die begin van wat Jesus sê in Matteus 28, wanneer hy sê dat alle mag en gesag is nou aan my gegee. Gaan daarom en maak disippels van alle nasies. Dit klink baie dieselfde soos Handelinge 1 vers 8, né? Julle moet my getuies gaan wees waar? Orals. Matteus 28, alle gesag is aan my gegee. Sy heerskappy, sy troonbestuiging word die opdrag om te gaan evangeliseer. Om getuies te gaan wees. Ek hoop ons verstaan dit. Sy troonbestuiging is die begin van daardie heerskappy. Ek hou daarvan hoe Johannes dit in Openbaring sien. Hy sien 'n visioen in die hemel, en dit is die engele wat dit sing. Hulle sê die heerskappy van ons Here en sy Christus oor die wêreld het aangebreek, en hy sal as koning heers vir ewig en ewig. Dit is die begin van Christus se heerskappy en troonbestuiging. 1 Korintiërs 15 sê Paulus, dat Christus het gaan sit aan die regterhand van God, en daar moet hy regeer, totdat al sy vyande aan hom onderwerp is. En dan aan die einde sal hy die koninkryk aan sy Vader gee. Maar Christus regeer, en hy het op die troon gaan sit, en daardie troonbestuiging, daardie heerskappy, daardie begin van sy heerskappy, is die begin van ons missie om getuies te wees in Jerusalem, Samaria, Judea en die uithoeke van die wêreld. Pinkster. Hierdie gedeelte begin die disippels. En ek wonder partykeer as ek die laaste geleentheid gehad het om 'n laaste vraag te vra vir Jesus voordat hy weggaan, wat 'n vraag sou ek hom gevra het? Ek sou dalk dieselfde vraag as hulle gevra het om te sê, wanneer kom jy terug? Reg? Wanneer kom jy terug? Gee my net 'n raamwerk. Is dit op 'n donderdag volgende week? Is dit volgende jaar? Hoeveel tyd het ek? Die disippels se vraag is soort van daardie tipe vraag. Hulle sê, is dit nou die tyd vir u om die koninkryk aan Israel terug te gee? Hulle is nog steeds in daardie gedagte, daardie denke dat Jesus het gekom vir Israel. Jesus het gekom om Israel se regering terug te gee aan hulle, om die koning van Dawid op die troon te sit, om te sit as koning op die troon en die Romeine weg te gooi, om te sê dat ons is ons eie regering, ons het ons eie land, ons eie mense. Is dit nou die tyd? Natuurlik is dit 'n vraag wat ons sal vra. Is dit nou die tyd dat u die koninkryk aan Israel gaan teruggee? Wanneer ons nie meer onderdanig is aan die mense rondom ons nie, waar u regeer as koning vir ewig en ewig, waar u op die troon gaan sit van Dawid. Waarop Jesus vir hulle antwoord, dis nie vir julle om te weet wat die tye is, wat die Vader deur sy mag bepaal het nie. Dis nie vir julle om te weet nie. Is dit nou die tyd? Nee. Wanneer is dit? Jy gaan nie weet nie. Jy gaan nie weet nie. En so daar's baie bedieninge wat fokus op, dis die tekens van die tye, kyk na die tekens rondom ons, kyk na die eindtye. En Jesus sê, hoekom is jy besig met dit? Dis nie wat jou mandaat is nie, dit is nie jou roeping nie. Ons is nie van ons stel om besig te wees om te kyk na die tye nie. Ons is besig om wat te wees?
getuies van Christus, wat klaar regeer op die troon in die hemele, en wat gaan terugkom. Dit is ons missie. Is dit die tyd wat God aan Israel gaan teruggee? Nee. In Jesaja 49, en ek wil dit uitwys, want dit is nie net asof die Nuwe Testament skrywers iets verkeerd verstaan het rondom die koninkryk nie. In Jesaja 49, so vroeg, gebeur die volgende. Die Here praat met sy dienskneg, en dit is profeties na Jesus verwys. Maar nou die Here het met my gepraat, hy wat my in die moederskoot al gevorm het as 'n dienskneg vir hom, sodat ek Jakob na hom kan terugbring, sodat ek Israel vir hom byeen kan bring, en in die oë van die Here word ek geëer, my God het my krag geword. So dis die dienskneg, hy sê dat ek wat geroep is om Jakob terug te bring, om Israel terug te bring, om hulle te herstel tot die koninkryk wat hulle veronderstel is om te wees. Dis die dienskneg, dit is sy werk. En so die volk hou vas aan dit, maar U het gekom om Israel en Jakob te herstel, U het gekom om die volk te herstel en koningskap terug te gee vir ons. Gaan dit nou wees? Luister wat sê die Here vir die dienskneg in Jesaja 49 vers 6. Dit is nie genoeg dat jy vir my 'n dienskneg is om die stamme van Jakob op te rig nie, om die wat bewaar gebly het van Israel te laat terugkeer nie. Ek gee jou as 'n lig vir die nasies, sodat my heil sal strek tot aan die uiteindes van die aarde. Jy is die dienskneg wat Jakob en Israel moet terugbring, maar dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Die disippels soek Jesus net vir hulle. Jesus sê, dis nie genoeg nie. Julle gaan my getuies wees waar? Jerusalem, Samaria, Judea, en aan dieselfde woorde tot aan die uiteindes van die aarde. Want God se heerskappy en Christus se heerskappy is nie net vir sy volk nie. Dit is oor al die nasies en stamme, volke en tale. En dit bring ons by die groot belangrike konsep wat in die Nuwe Testament plaasvind. En dit is die idee van die koninkryk van God. Enigeen van julle wat die Onse Vader uit julle kop uit ken, en ek hoop dit is almal van ons, weet tog ons bid iewers na die lyntjie, laat U koninkryk kom. Wat bedoel ons daardeur? Laat U koninkryk kom. Ons almal weet daar is 'n koninkryk wat moet kom. En teregte vra die disippels, is dit nou die tyd vir die koninkryk om te kom? En dit is nie asof hulle dit buite beurt gevra het nie, want in die begin van Handelinge 1, so vroeg soos vers 3, lees ons die volgende. Aan hulle het Jesus, na sy lyding, deur talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn het en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. So, vir 40 dae verskyn Jesus aan die disippels. Praat met hulle oor die koninkryk van God. Vertel vir hulle van die koninkryk van God. Verduidelik vir hulle van die koninkryk van God. En net voordat hy weggaan, natuurlik is dit wat in hulle gedagtes is dit nou die tyd vir die koninkryk van God. En dit is nie vir julle om te weet wat die tye is nie. Dit is vir julle om te weet wanneer dit gebeur nie. En dit gee ons die gedagte dat die koninkryk van God is beide nou hier en beide aan die koms. Dit is baie moeilike konsep vir ons om partykeer vas te gryp. Maar die koninkryk is beide hier en beide nog aan die kom. Dit is hier, maar ook nog nie hier nie. Die koninkryk is hier, want waar Christus is die koninkryk. En ek dink miskien net as 'n aparte ding, waar dink julle is Jesus nou? As ek moet van waar is Jesus nou? Val aan die regterkant van God die Vader, hy sit aan die regterkant van God die Vader. Tog sê Jesus in Matteus 28, en ek is by julle tot aan die uiteinde van die wêreld. So waar is Jesus nou? Hy is hier. Maar hy is ook nie hier nie. Maar hy is hier. Hy is hier, omdat hy God is. En waar sy gees is hy. Maar hy is ook in die hemel, waar hy liggaamlik, as die seun van die mens, regeer aan die regterkant van God die Vader.
En daardie koningskap gaan heers totdat hy terugkom, wanneer al die vyande aan hom onderwerp is. Hy is beide die koning en die Here van alles, oor alle tye, maar hy is ook baie spesifiek die koning wat God aangestel het as die Christus in die gestalte van seun van die mens. Liggaamlik in die hemel, goddelik oral. So hy is hier en hy is daar. En so die koninkryk is hier deur ons, maar dit is ook nog daar. En so ons bid vir die koninkryk om te kom wanneer Christus liggaamlik sal terugkeer soos wat hy gegaan het. Dis wat die engele vir hulle sê, soos wat julle hom sien gaan, so gaan julle hom sien terugkom. Selfde plek, selfde manier, kom in die wolke. Liggaamlik. Maar ons moet sien binne in Handelinge 8 vers 5, en ons sien hoe die evangelie uitbrei en uitkring van Jerusalem af na Samaria. Dit is amper so half 'n inhoudsopgawe van wat in Handelinge aangaan. Want in Handelinge 8 lees ons van Samaria. Filippus het na die stad van Samaria gegaan en Christus aan hulle verkondig met woorde en tekens. En toe hulle Filippus se verkondiging van die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus glo, is hulle gedoop. Wat het Filippus verkondig? Christus. Wat het hulle gehoor? Koninkryk van God. Hy het Christus verkondig en hulle het gehoor koninkryk van God. Want Christus is die koning van daardie koninkryk. Om Christus te verkondig is om die koninkryk te verkondig, om te vertel van ons koning wat regeer. Dit is waarvan hulle getuies is. Handelinge 19 vers 8. Paulus gaan in die sinagoge in en daar het hy vir 3 maande lank met vrymoedigheid gepreek en geredeneer en hulle probeer oortuig aangaande die koninkryk van God. Maar net verder lees jy en hy het met hulle gepraat oor Jesus Christus. Maar dit is die koninkryk van God. Om te praat oor die koning is om te praat oor die koninkryk van God. Aan die einde van Handelinge, heel aan die einde, vers 23. Paulus is in Rome. Dit is amper na die uithoeke van die wêreld toe vir hulle. Nadat hulle met hom 'n dag afgespreek het, het hulle nog 'n groter getal by hom opgedaag. En hy het die koninkryk van God aan hulle uitgelê. Dis wat hy uitgelê het. Maar luister mooi. En van vroegoggend tot die aand kragtig daaroor getuig. So wat doen hy? Koninkryk van God uitgelê. Van vroegoggend tot die aand kragtig daaroor getuig. Terwyl hy hulle uit die wet van Moses en die profete probeer oortuig het oor Jesus. Wat praat hy met hulle oor? Die koninkryk van God. Waaroor praat hy? Jesus. Hy getuig van Jesus, en om te getuig van Jesus is om te getuig van die koninkryk van God. En so in 'n sekere sin, wanneer hulle sê, is dit nou die tyd vir die koninkryk om te kom? Dis nie vir jou om te weet wanneer daardie tyd is, wanneer dit finaal kom nie, maar vir nou, wat moet julle doen? My getuies wees oor die koninkryk van God wat kom. En oor die koninkryk van God wat nou hier is. Aan die einde van Handelinge, die laaste vers. Handelinge eindig met hierdie woorde, en dit is vir ons 'n kragtige getuienis, dit is waar ons aangaan. Ons gaan aan by die einde van Handelinge. En Paulus het die koninkryk van God verkondig, en hulle met alle vrymoedigheid en ongehinderd oor die Here Jesus Christus onderrig. Die twee saam. Hy het die koninkryk van God verkondig, en hy het hulle oor Jesus onderrig. Dis dieselfde onderwerp. Jesus is die koning van sy koninkryk, en om te praat van die koninkryk is om te praat van Jesus, en om te praat van Jesus is om te praat van die koninkryk van God. Want met die hemelvaart is Christus verhoog tot die hoogste plek, en hy is 'n naam gegee bo elke naam, sodat elke knie sal buig en elke tong dit sal bely. En daar moet hy heers en regeer totdat hy terugkom. En daardie dag weet ons nie. En dit is sinneloos om te wonder wanneer daardie dag is. En selfs die engele wat na hulle toe kom en sê, hoe lank gaan julle in die hemel kyk en wag? Hy is nou nie meer daar nie. Raak besig met wat? Om getuies te wees van die koninkryk van God en van Christus.
Waar is ons fokus? Waar is ons fokus? Pinkster begin by die verheerliking en die troonbestuiging van Christus. Pinkster gaan absoluut oor die koninkryk van God. En ons moet dit besef. Maar die fokus van vers 8, wat natuurlik die bekendste versie in hierdie gedeelte is, want ons almal ken vers 8 van Handeling 1, veral as 'n Pinkstergemeente, dit word in ons ingedrul van kleins af, maar julle sal krag ontvang om my getuies te wees, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, om my getuies te wees in Jerusalem, Samaria, Judea en die uithoeke van die wêreld. En die fokus vir ons is op wat? Julle sal krag ontvang. Julle sal krag ontvang. En so ons kom by mekaar by spesiale dienste, ons gaan hou konferensies en ons bid, Here, stort die krag uit, stort die krag uit, stort die krag uit, geef ons krag. En die groot jammerte van dit alles, is dat ons fokus op die verkeerde vraag is. Want dit gaan nie oor die krag nie, dit gaan oor die getuienis. Dit gaan oor die getuienis. Die vraag is nie, Here, gee my krag nie. Die vraag is, Here, stuur my as getuie. Dan gee die Here jou die krag. Ons moet die vraag reg vra. In Handelinge 4, wanneer die disippels by mekaar kom, nadat nadat Petrus en Johannes geslaan is deur die ouens en hulle daar teruggekom en gesê, die ouens wil hê ons moet ophou praat oor Jesus, is hulle gebed die volgende: Here, gee dat u disippels die evangelie met volle vrymoedigheid kan preek. Gee dat ons met volle vrymoedigheid kan aanhou praat oor dit wat ons gesien en gehoor het. Dan kom die tweede vraag. En mag u deur die naam van die Seun Jesus Christus kragtige werke verrig. Die vraag is nie, gee my krag sodat ek mense kan gesond maak nie. Die vraag is, Here, gee my die vrymoedigheid om te kan verkondig. En terwyl ek besig om te verkondig, Here, laat u die werk doen van genesings en wonderwerke en kragtige dade. En daardie dinge moet gepaard gaan. Paulus sê self dat die evangelie of die koninkryk is nie in woorde nie, maar in krag. In 1 Korintiërs. Hy sê dat toe ek onder julle gekom het, het ek nie wyse woorde gebruik nie, ek nie slim praatjies gehad nie, maar ek het die krag van God deur die Gees aan julle geopenbaar. Deur wonderwerke en tekens. Nie dat hy dit verrig het nie, maar omrede hy getuig het van Christus, het God gewerk onder die mense. Sien, ons wil die krag hê en niks daarmee doen nie. En dan wonder ons hoekom ons nie die krag ontvang nie. Wanneer ons vraag moet wees, Here, stuur my, sodat ek kan verkondig. En weet jy wat gebeur wanneer jy met mense begin praat oor Jesus? Die krag van God word geopenbaar. Wanneer jy mense vertel van die koninkryk, die krag van God word geopenbaar. Ek en jy hoef nie die krag te bring nie. Ek en jy hoef nie so heilig te wees dat ons opgewerk is, dat ons nou, ons is nou on fire, nou kan ons gaan bid vir mense nie. Nee, die krag kom nie uit ons uit nie. Ek en jy hoef net te gaan getuig. God is die een wat die krag bring. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sodat julle my getuies kan wees. Daar's 'n doel vir die krag. Ek weet nie of julle, dalk in julle jonger daar, weet julle wat 'n dynamo is? Dis so 'n dingetjie, as jong kinders het ons almal so aan die punte van die ding gevat, dan draai iemand die ding aan, sjok hy almal. Ek weet nie of hulle daar ooit gehad het nie. Dis so, jy wen die elektrisiteit op. Daai dynamo, as hy nie opgewend word nie, is daar geen krag vervloei nie. Maar weet jy wat, as hy ook aan niks gekonnekteer is nie, is daar ook geen krag vervloei nie. Totdat daar iets is wat gekoppel is daar nie krag wat vloei nie. Jy kan daai ding soveel opwen soos wat jy wil, totdat daar iets gekoppel is, weet jy nie, daar's krag nie. Eers as jy aan 'n draak en daar kom 'n koneksie, is daar krag wat vloei. So is dit met hierdie ook.
Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sodat julle getuies kan wees. Maar as jy nie gaan getuig nie, gaan jy nie die krag sien nie. En so ons dink baie keer, ons moet wag totdat ons kan voel dat daar krag is. Maar ons gaan dit nie voel totdat ons gaan getuig nie. Ons sien dit in die boek van Handelinge. Hoe die Here kragtig werk onder die mense en getuig. Wanneer ons praat oor die koninkryk van God. Sien, ons prediking kan nooit wees, en ons doel is nie om slim praatjies uit te dink, om mense te oorreed van Jesus Christus nie. Nee, ons hoef letterlik net te getuig. Weet jy hoe maklik is dit om te getuig oor Jesus? Elke dag van jou lewe is jy besig om te getuig oor iets. Elke dag is jy besig om aan mense te getuig oor iets. Sekere van julle weet wat die lekkerste plek is om te gaan eet in Durban. En as mense vir jou vra, waar gaan eet ek vanaand uit, dan het jy 'n getuigskrif van plekke waar jy geëet het, en jy weet wat goed is en jy weet wat sleg is. Dis getuienis. Jy getuig oor die sport wat jy oor die naweek gesien het. Jy getuig oor soveel dinge, daar's dinge wat jy ervaar het, dit is jou ervaring, né? En jy kan van mense sê, weet jy, het jy al hierdie chocolate geproe? Daai 70% met die sout, lint, dis 'n baie lekker chocolate. Dis jou getuigskrif oor hoe lekker daai chocolate is. Dis hoe maklik dit is om te getuig oor Jesus. Ek hoef letterlik net mense te vertel van hom. As mense 'n probleem het ek vir jou 'n oplossing. Kan ek vir jou voorstel aan Jesus wat dinge kan verander? Kan ek vir jou voorstel aan Jesus Christus wat regeer? As mense by jou kla oor wat in die land aangaan, kan ek vir julle vertel van my koning? Want ek gee nie om wie jou president is nie, maar ek sal vir jou sê wie my koning is. En ek gee nie om hoe deur mekaar die land en sy politiek is nie, maar ek sal vir jou vertel van my koning en daar's geen probleem by hom nie. Hy weet absoluut wat aangaan in sy koninkryk. En so ek het absoluut vrede, want ek is deel van sy koninkryk eerste, tweedens met die land. Maar my vrede is nie in die land se politiek nie, dit is in sy politiek en hy regeer. Dis getuienis. Ons word nie geroep om Jesus te wees vir mense nie, ons word geroep om te getuig van Jesus vir mense. Ons hoef nie perfek te wees nie, ons hoef nie hierdie hoogheilige mense te hê met 'n suit en 'n dommetjie of wat ook al en fancy like en soos nou is ek reg om te gaan preek. Nee, daar waar jy is, by jou werk, waar ook al jy jouself bevind, daar is jy 'n getuienis. Maar ek wil die krag ontvang. Begin te getuig. Begin te getuig. Maar tog sien ons, vir die disippels word daar gesê, julle moet gaan wag. Gaan wag in Jerusalem, totdat julle krag ontvang. Moet dit nie doen voor die tyd nie. Doen dit na die tyd. En ons sien met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, daardie spreek in tale. En ons kan sien dat die doel daarvan is wat? Om te getuig. Want wat sê die mense rondom hulle? Ons hoor die evangelie in ons taal. Ons hoor hierdie mense praat van God en al die wonderwerke wat hy gedoen het in ons taal. En so weer eens is dit nie gebed om te sê, gee my die spreek in tale nie, dit is gee my die vermoë om te getuig. En as jy iewers met iemand Chinees moet gaan praat met hulle in Chinees as die Here dit so gee. Maar dit is die teken dat God besig is om sy evangelie in die hele wêreld uit te stuur. Want dit is nie goed genoeg dat net Jerusalem gered word en dat net Israel gered word nie, maar dat almal gered moet word. En so Pinkster gaan absoluut oor daardie beweging, daardie begin van ons getuienis as kerk. Dit is hoekom dit vir Paulus hulle so belangrik is. Pinkster is die geboorte van ons kerk. En nou praat ek nie van die AGS van 1906 nie, ek praat van 2000 jaar terug se kerk. Pinkster is die dag wanneer ons aangestel is as getuies van Christus. Hy is verhoog tot die hoogste plek en hy stuur ons nou uit
om te getuig daarvan. Dis Pinkster en Hemelvaart in een. Ek dink iets wat ons ook moet verstaan, want ons kyk partykeer na hierdie idee van ons gaan krag ontvang en die Here doop met die Heilige Gees en met vuur. Die Heilige Gees en met vuur, sê Matteus 3 vers 11. Want Johannes die doper sê, ek doop julle wel met water, met die oog op bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, en ek is nie eens werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. En nou raak ons lekker aan die brand. Soos ons word opgevlam. Die Heilige Gees doop ons met, of die Here doop ons met die Heilige Gees met vuur. Wat is daardie vuur wat in ons harte brand? Dit is daai passie om die evangelie te verkondig. Dit is daai passie om uit te gaan en getuies te wees. Dit is daardie ywerigheid om te vertel van Jesus. Maar ook nie heeltemal nie. Want lees wat sê hy in Matteus 3 verder. Wat is die doel van die vuur? Hy sal julle met die Heilige Gees en vuur doop. Sy hooivork is in sy hand, en hy sal die dorsvloer deeglik skoon maak, en sy koring in die skuur versamel, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Nou is dit nie die vuur wat ons aan dink nie. Wanneer hy sê, hy sal julle doop in die Heilige Gees en met vuur, broer en suster, is dit nie net 'n vuur wat ons ywerig maak nie, dit is 'n vuur wat ons reinig. Dis wat hy bedoel met die Heilige Gees en met vuur. Dat hy gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Die doop van Johannes is net die water wat skoon was, maar nou, in Christus word julle nie net gereinig buitekant nie, julle word geverteer met die vuur wat alles doodbrand in jou. Wat nie van hom af is. Wat jou heilig maak. Daardie vuur wat uitgestort word, is nie net om excited te raak en passievol te wees nie. Dit is om ons te reinig. Want dis hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom om ons sonde te versoen, om ons regverdig voor God te verklaar, en om ons dan te verander deur die Heilige Gees wat in ons harte uitgestort is, waardeur ons skoon gebrand word. Orals in die Bybel, wanneer daar gepraat word van vuur wat uit die hemel uitkom, is dit om iets te verteer. Die Here verteer of die offergawes wat hulle bring, of hy verteer die stad. Hy brand weg dit wat verkeerd is. Vuur word meestal gesien as 'n loutering, as dit wat skoon brand. En al wat oorbly is die egte, suiwer goud. Dit wat heilig is. Dis waarvoor vuur is. En so Pinkster is daar die begin van God wat sy volk heilig maak. En nie net sy volk Israel nie, maar almal wat aan hom behoort. Ons sien 'n soortgelyke gebeurtenis in Jesaja 6. Die van julle wat Jesaja 6 ken, sal weet waartoe ek op pad is. Maar Jesaja 6 begin met, in die jaar van die koning, wat die koning gesterf het, het ek die Here gesien sit op sy troon, verhewe. En dan gaan die visioen na die engele wat rondom die troon van God staan, die serafim wat rondom die troon van God staan, en uitroep aan mekaar, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Dit is die begin van daardie visioen. Jesaja sien God sit op die troon. In Johannes 12 sien ons dat hy sien Christus sit op die troon. Maar luister, hoe gaan dit verder? Wat is Jesaja se reaksie tot hierdie visioen van God se heiligheid? Ons lees. Jesaja 6. Ek wil dit lees sodat julle weet dat ek lieg nie vir julle nie. As iemand dalk kan sê nee, is tog nie dan. Hier is Jesaja se reaksie op die heiligheid van God. Wee my, want ek is verlore.
Ek is 'n mens met onrein lippe, en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oë het die koning, die heerser oor alle magte gesien. Sy reaksie is, my lippe is vuil. Ek lieg. Ek is ontrou. Ek woon tussen mense wat net so sleg is soos ek. Want ek het die koning gesien, ek het sy heiligheid gesien, ek het gesien wie hy is. En dan lees ons verder in vers 6. En een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool by hom. Daar is die vuur. Wat hy met 'n tang aan die altaar, van die altaar afgeneem het. En hy het my mond aangeraak en gesê, luister mooi, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou sondeskuld het gewyk, daar is vir jou sonde versoening gedoen. Was die reiniging van die vuur. Toe hoor ek 'n stem, sê hy verder. Die stem van my Heer, wat vir my sê, en hierso is Handelinge 1, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Waarop Jesaja antwoord, stuur my. Hoekom? Want sy lippe is aangeraak deur die gloeiende kool, sy sonde is vrygespreek, en nou gaan hy die mense vertel van sy Here. Wat gebeur in Handelinge 1 vers 8? Ons sonde is vrygespreek, die Heilige Gees word op ons uitgestort, ons is skoon gewas, ons word skoon gebrand deur sy heiligheid, en nou gaan ons uit, en ons wees getuies in Jerusalem, Samaria, Judea en die uithoeke van die wêreld. Dit is wat op Pinkster gebeur. Dit is my en jou missie. Baie keer wonder ons, Here, wat is my doel op die aarde? Wees 'n getuie van Christus. Jy hoef nie iets groots of grands uit te dink nie, wees 'n getuie van Christus. Soos wat jy iemand kan vertel van die dieet wat jy nou net ontdek het, kan jy mense vertel van Jesus. Soos wat jy mense kan vertel van jou rugbyspan wat gewen het, kan jy mense vertel van Jesus wat gewen het. Dit hoef nie groot teologie te wees nie. Maar ons behoort lewens te lewe waar ook al ons is, waar mense die getuigskrif kan sien dat hierdie persoon behoort aan Jesus. Hy of sy is nie perfek nie, maar hulle ken iemand wat is. Hulle kan dalk nie alles vir ons doen nie, maar hulle ken iemand wat kan. En so ons kan bid vir mense. En wanneer God aan sy krag toon deur daardie gebede, wanneer ons gehoorsaam is aan ons missie en ons mandaat, dan sal die wonderwerke volg. Dan sal dit volg. Want dit is nie krag in onsself, dit is die krag van God wat deur ons werk. Maar ek en jy het werk om te doen. Ons sien dit in die laaste gedeelte van die teks wat ons gelees het. Terwyl hulle so stip na die hemel kyk, toe hy weggeneem is van hulle, daar skielik 2 mans, en dit is my altyd so opvallend, die engele klink regtig soos baie ongeduldige ouens. Jy weet, daar by die graf ook, wat soek julle hier? Is so half verbaasd dat julle so dom is. Is julle so clueless? Die graf is leeg. Wat maak jy nog hierso? Gaan vertel die mense dat hy opgestaan het. Hoekom is jy nog hier? Reg? Hier ook. Hulle kom staan net daar langs en sê, wat maak julle? Sien julle hom? Nee, hy is nie hier nie. Waar is hy? Hy is weg. Hy gaan terugkom. Maar wat maak julle? Jy het vir julle gesê, gaan wag in Jerusalem, julle is op die verkeerde plek. Gaan wees die getuies wat hy julle gesê het om te wees. En so vir ons ook vandag, vra ek vir myself en vir julle, wat maak jy hier? Wat maak ons hier? Waarvoor wag ons? Is dit goed genoeg dat ons net kerk toe kom en opkyk na die wolke en sê, eendag gaan die Here vir my kom?
Dis die enigste rede hoekom ek gered is, dat die Here gaan vir my kom en ek wag vir daardie dag en die wêreld gaan verval en ek gee nie om nie want die Here kom vir my. Nee. Hoekom kyk jy na die hemele? Jy is supposed om te kyk na die mense rondom jou sodat jy vir hulle kan sê, kan ek jou vertel van Jesus? Ons word geroep om te getuig, nie om te sit en te luister nie. Ons kom by mekaar om mekaar te bemoedig en aan te moedig, maar broer en suster, dit is nie die som totaal van die rede hoekom ek en jy gered is vanmôre hier nie. Ek en jy is gered om wat te wees? Getuies van Christus en sy koninkryk. En wanneer ons getuig van die koninkryk, dan wys God sy krag deur wonderwerke en tekens. Toe Jesus op aarde was en demone uitgedryf het en siekes gesond gemaak het, sê Jesus vir die fariseërs, as julle sien dat demone uitgedryf word en dat geeste verdryf word en dat siekes gesond gemaak word, weet dan dit, die koninkryk van God het naby gekom. Want waar die koning is sy koninkryk. En ons gaan nie krag ontvang terwyl ons hierso sit en wag en na die hemele kyk nie. Ons gaan krag sien uitwerk wanneer ons buite toe gaan en getuig. As ons vir mense begin bid. Maar ek is nie goed genoeg nie, ek is nog nie op die regte plek om te bid. Ek weet nie of ek kan bid vir siek mense. Dis nie die krag uit jouself uit nie, dis die krag van God. Jy word letterlik net gesê om te gaan getuig. Weet jy wat, die verstommendste ding in hierdie wêreld is dat jy vir enigiemand kan gaan bid as jy vir hulle vra, kan ek vir jou bid. Min mense sê vir jou nie asseblief nie. Weet jy dat meeste van die mense, as jy sê kan ek vir jou bid, gaan vir jou sê ja. En selfs as daar iemand is wat vir jou sê nee, ek gaan nog steeds vir jou bid broer, ek gaan net nie naby jou wees nie. Het is so maklik om te getuig. Veral as ons weet dat die krag wat ons ontvang het, is daardie vrymoedigheid om te kan getuig. Daardie vuur wat ons skoon gebrand het, wat weet dat die heiligheid kom nie uit myself uit nie. Dit is die Heilige Gees wat my heilig. En so die Here kan my stuur, want ek is nie die een wat perfek hoef te wees nie. Hy is die een wat perfek is. Ek hoef nie geleerd te wees nie. Hy is die een wat alles weet. En die krag is nie uit myself uit nie. Ek is maar net 'n gebreekte kleipot, sê Paulus in 1 Korintiërs 4. 2 Korintiërs 4. Ons is gebreekte kleipotte, sodat die mense sal weet die krag is nie uit onsself uit nie, maar uit God, wat dit vir ons gee. So broer en suster, ek wil julle aanmoedig hierdie Pinkster, en met Hemelvaart, dat ons moet besef, 'n paar dinge. Nommer 1, ons koning regeer. En hy sit op die troon. En hy is nie besig om vir 'n verkiesing te hardloop nie. Hy gaan daar regeer totdat alles volbring is. In die tweede plek, dat ons 'n missie gegee is, en dat al ons energie gespandeer moet word op daardie missie. En dit is om getuies te wees van ons koning wat regeer. Om vir mense te vertel dat ons Christus regeer op die troon. Hy is die regter, hy is die een wat sal oordeel. En dat daar verlossing net in sy naam is. En dat daar bevryding is in sy naam. En dat mense nie meer gebind hoef te wees met hulle natuur en met die sonde en met die duiwel nie, maar dat hulle vrygemaak kan word in Christus. Want hy het die oorwinning aan die kruis behaal en hy het opgestaan uit die dode vir daardie rede. En dat ons dit getuig totdat hy terugkom. En nie bekommerd hoef te wees oor wanneer dit gaan wees nie, net oor wat ons vandag hoef te doen. En hoe maklik is daardie getuienis nie? Ons hoef nie te wonder oor môre nie. Ons hoef net te getuig dat ons Christus heers vandag. So kom ons maak dit ons gebed vir môre. Vader, Here, gee dat ons met vrymoedigheid en met ywer sal getuig oor die koninkryk van God en Christus Jesus, ons Here en die koning van daardie koninkryk. Dat ons die vrymoedigheid sal hê, Here, en die ywer sal hê om mense te vertel van Jesus.
Dat waar ook al ons gaan, dat ons sal getuig van die goedheid van ons Christus, van die verlossing van ons Christus, van sy dood aan die kruis en sy opstanding, en sy troonbestuiging en sy verheerliking. En die hoop en die wete dat hy terug sal kom vir sy mense, vir sy volk. En dat almal wat aan hom behoort, nie beskaamd sal staan nie, maar gered sal wees. En Here, werk dan deur ons, dat deur u hand genesing en wondertekens en kragtige dade verrig sal word in die naam van die Heilige Seun Jesus Christus. Dat wanneer ons gaan om te getuig, Here, dat dit gepaard sal gaan met die krag wat ons ontvang het, toe die Heilige Gees uitgestort is in ons lewens. En so ek bid vir elkeen vanmôre hier, Here, of ons 9 jaar oud is, of 80 jaar oud is. Elke een van ons is getuies waar ons is, Here. Gebruik ons, stuur ons. Heilig ons, Here. En vir hulle wat vanmôre nie hier kan wees saam met ons nie, mag u, o Here God, in hulle harte daardie selfde ywer en daardie selfde begeerte sal plaas en daardie selfde vrymoedigheid om die evangelie te verkondig. Ek bid dit in die heilige naam van Jesus Christus ons koning. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan getuig van Jesus, vertel die wêreld van Jesus, vertel almal van Jesus. Amen.